Liefdevolle Here, in die naam van Jesus, ons vra dat U asseblief sal seën wat vandag hier gespreek word. Raak elke hart aan. Amen. Baie dankie, dis 'n wonderlike voorreg om hier te wees en ek het so 'n bietjie met Dolf het met my gepraat en julle het my genooi om hierheen te kom en ek wil sê dis vir my 'n groot voorreg. Hulle het my gesê die kerk gaan leeg wees, dit is 'n klein kerkie en julle mag dalk leeg wees, maar ek moet sê, dit is lekker om julle almal hier te sien en dis vir ons 'n voorreg om hier te wees. Ek het begin seker so 5 jaar terug, het ek saam met Dr. François du Plessis, het ek saam met hom begin 'n pad stap oor Bybelargeologie. En ons was nou 'n paar keer oor see, ek het die voorreg gehad om van Iran en Irak en bietjie Midde-Ooste, 'n hele klomp lande, Egipte, Israel, Jordanië. Ek het die voorreg gehad om saam met hom te kon toer en baie van die pragtige waarhede van die Bybel daar te kon sien. So my veld van studie, ek is nie geskool, ek is nie 'n dokter in Bybelargeologie nie. Ek is maar net in die akademiese kant daarvan. Maar ek wil sê dit is my voorreg om vandag hier te kan wees by julle en toe ek vanoggend hier kom en ek hoor die mooi woorde om te sê, ja, as jy op 'n plek van hopeloosheid is of moedeloosheid is jy vandag op die regte plek. En die studie wat daarop aangegaan het om te sê, die Here sien. En alles vorm so mooi eenheid, die Here sien en dit is 'n voorreg om hier te wees, baie dankie. Vandag wil ek graag vra, wil julle nie asseblief saam met my lees uit Johannes 1 vers 43. Eintlik gaan ek net vir ons vers 49 lees as dit goed is. Dit is die verhaal van Nathanael toe hy geroep is om 'n disipel te wees. So Johannes 1 vers 49. Kan maar net vir my aandui met die hand as jy daarby dit is. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Daarop sê Jesus, vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge as dit sien. Verder sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien, op en afklim, na die seun van die mens toe. Jakob en Esau. En ons lees daarso in Genesis 25 vers 23, waar die Here met Rebekka spreek en hy sê vir haar, 2 nasies is in jou skoot en 2 volke sal van mekaar geskei word uit jou liggaam. Die een volk sal sterker wees as die ander en die oudste sal die jongste dien. Hierdie verhaal van Jakob en Esau begin met 'n worsteling in die moeder se skoot, nog voordat hulle gebore is. En dit het Jakob se hele lewe lank voortgeduur. Alreeds by sy geboorte gryp Jakob vir Esau aan die hakskeen, en dit was 'n heenwysing na sy stryd wat sy voortgaan. Jakob beteken eintlik hakskeen-gryper of bedrieër, wat impliseer dat hy sy hele lewe lank in stryd is, en dit beskryf ook sy karakter. As ons later gaan kyk wat hy met die Here worstel, eers is sy naam Jakob, hakskeen-gryper, maar daai woord gryper kom ook uit die woord van Israel, God-gryper. Hy het nie net 'n worsteling met sy medemens en met die wêreld nie, maar sy hele lewe en ook so 'n worsteling met God self. Hy word nie verniet Jakob genoem nie. Hy het my nou al 2 keer bedrieg. My eersgeboorte reg het hy geneem en kyk, nou het hy my seun geneem. In Genesis 25 vanaf vers 29 tot 34 lees ons, kom Esau honger van die veld af en Jakob benut die geleentheid om vir hom 'n pot lensiesop te verkoop vir sy eersgeboorte reg. En later, toe Isak oud word, jammer, ek wil net hier my punt kry. Later, toe Isak oud is en hy is half blind, bedrieg Jakob hom deur homself as Esau voor te doen.
en om Esau se klere aan te trek en bokvelle oor sy hande te trek, sodat hy die vaderlike seën kon ontvang. Jakob het dus die eersgeboortereg en die vaderlike seën geneem. Hier is vir julle 'n foto van Bethel. Dit is daardie plek spesifiek waar dit is, waar Jakob sy droom gehad het, daardie nag toe hy van Esau afgevlug het. Esau het homself voortgeneem om sy broer te vermoor, sodra sy pa Isak dood is. En Isak stuur Jakob na Rebekka, sy broer Laban in Haran, om vir hom daar 'n bruid te gaan soek. En Jakob vlug weg van sy familie, van sy erfenis en van sy tweelingbroer se toring. Jammer, ek moet dubbel koördineer. Dit is amper soos om op jou hande, op jou kop te klap en op jou maag te vryf, wat ek nou hier so twee plekke gelyk is. Jy verskoon my. Hier is vir julle 'n plek vir hoe Bethel vandag lyk. Daar so agter die bord as jy nou daar so verby kan kom. Julle, en dit is maar 'n ruwe aarde daar. En dan kan ek dink ja, al wat jy daar kan kry is maar net 'n klip. Daar is nie eers regtig 'n vreeslike graspolletjie om gemaklik te kan slaap nie. En op pad na Haran, moeg en alleen, bereik Jakob 'n plek waar die son reeds onder is in die aand. En hy soek 'n plek om te slaap in die veld en sy kop neer te lê op 'n klip. Daardie nag, in sy uitputting, met angs en onsekerheid, gee die Here aan hom 'n droom wat sy lewe lank sou verander. Jakob sien 'n leer wat op die aarde staan en tot in die hemel reik, en die engele van die Here wat daarop op en af klim. En bo aan die leer staan die Here self, en hy spreek. Net vir julle die vers daar so opkry. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê, vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees, soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. En vers 15, ek is by jou, en ek sal jou beskerm, waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek aan jou beloof het. En dit is so interessant, vandag het ons gepraat oor beloftes. Ook die beloftes wat die Here aan Josua gegee het, hierso in die Sabbatskoolles, en die Here is voorwaardelik in sy beloftes. As die Here kom sy deel na, maar daar is ook vir ons sekere dinge wat ons moet doen, sekere vereistes waarin ons ook moet doen. Gehoorsaamheid aan sy woord. En toe Jakob die oggend wakker word, besef hy dat hy in die teenwoordigheid van die Here was. Hy neem die klip waarop hy geslaap het en sit dit regop. Hy giet olie daarop uit en hy noem die plek Bethel, wat beteken die huis van God. Baie interessant, toe hy daarso uiteindelik wakker geword het, het hy ook 'n belofte aan die Here gemaak. Toe hy daai olie daar uitgegiet het, en ek wil hê ons moet 'n bietjie gaan kyk na wat is die belofte wat Jakob daar in die Here gemaak het. Daar is 'n groot ooreenstemming met die tiende en die oop hemel. En as 'n bedrieër en 'n vlugteling, besef hy sy diepe afhanklikheid van die Here, en as 'n teken van sy geloof, beloof Jakob daar in die Here, om 'n tiende van alles wat hy het aan die Here te gee, met die voorbehoud wat hy eintlik in sy hart het. Dit is 'n vrywillige offer wat hy aan die Here gee, maar hy sal dit gee as die Here hom sal beskerm, vir hom kos en klere sal voorsien, en vir hom sal veilig terugbring na Kanaan, na Bethel. En in Maleagi 3 vers 10 lees ons, bring die hele tiende na die skathuis, so daar spys in my huis kan wees. En toets my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en oorvloedige seën oor julle sal uitstort nie. Hoe interessant is dit nie hier nie? Die tiende is die eerste geheilige deel, wat vir die Here afgesonder is, en teruggegee word as 'n teken van alles wat aan hom behoort. En hierdie beeld is ook 'n beeld van die oop hemel
en die 10de wat aan die Here behoort. En dit kry ons weer hierso in Maleagi. En ek lees vir ons hierso vers 11 ook. Ek sal ook die sprinkaan van julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Soos presies wat Jakob daardie gewaarwording gehad het van die Here, het hy in sy hart oortuig gevoel dat hy weer aan die Here moet teruggee. En die Here, dit is een van die eerste toetse wat daar is vir die Here, of wat die Here vir ons gee om te sê, bring vir my, gee vir my terug en toets my daaraan. En ek dink as ons vandag hierso sal vra, sal daar so baie mense wees wat kan sê, verskoon die Engels om te sê, you can't outgive God. As jy vir hom gee, sal hy weer vir jou teruggee en hy sal vir jou voorsien en hy sal na jou kyk. Hier is vir julle die put daar by Haran. En die 10de is dis nie net 'n dankoffer nie. Dit is 'n toets van geloof en 'n verbondsdaad. Soos Jakob die hemel oopgesien het, so beloof die Here dat hy die sluise van die hemel sal oopmaak en selfs die sprinkane simbolies as die vernietigers van die oes sal terughou van hom af. Jakob se ervaring word 'n model van die verbond en die vertroue vir die geslagte wat sou volg. En soos wat Jakob daarso van Bet-El af beweeg het, het hy tot daarso by Haran uitgekom. Haran is daarso aan die heel suide van Turkye, net so oor die grens. En ek moet vir julle sê, dit is 'n baie warm, lang en 'n droë pad wat hy gestap het om tot by daardie put te kom. O, daarso sit ek hom nou eers vir julle op, jammer. Uiteindelik daar by die put in Haran ontmoet hy vir Rachel. En na die nag by Bet-El is Jakob bemoedig deur die Here en ons lees in Genesis 29 vers 1. Toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land van die kinders van die ooste. Dit is baie interessant om net te dink, hoe loop jy as jy moeg is? Daarso wat hy daai aand daar by Bet-El kom slaap het, was hy doodmoeg want hy het gehardloop uit vrees vir sy broer. Maar toe hy daai oggend daar opstaan, lees ons hier so mooi, en Jakob het sy voete gelig en hy het na die land van die ooste toe gegaan, daar na Haran toe. En hy het toe daar vir die mooie Rachel, het hy ontmoet daar by die put. Toe Jakob uiteindelik vir Haran bereik, ontmoet hy vir Rachel. En haar skoonheid het hom onmiddellik betower. Hy het haar lief gehad en hy was bereid om 7 jaar lank vir Laban te werk as die bruidsprys om haar te bekom. Maar toe die huwelik aanbreek, verskoon my, ek is hier op verkeerde skyfie of verkeerde plek, dat ek hom nou net weer vir myself hier so terugkom. Maar toe hierdie ene moet ek voortsit, sien as ons nou op die regte plek, verskoon my, ek is nou so ene voor en ene agter, om dit by mekaar te kry. Maar toe die huweliksnag aanbreek, het Laban vir Jakob bedrieg. In plaas van Rachel ontvang Jakob die eersgeborene vir Lea. En in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring. En hy het by haar ingegaan. En dit is vir my baie interessant. En toe dit môre was, kyk, dit was Lea. Dit is vir my eintlik nogal 'n skok toe ek dit so lees. Hoe kan hy 'n hele nag saam met Rachel, saam met Lea wees en dit eers in die oggend agterkom? Maar dit is soos wat dit opgeteken is daar. En dit is nogal ironies dat Jakob hier maai wat hy gesaai het. Jakob het eens sy blinde vader bedrieg deur homself as die eersgeborene voor te doen. Nou word hy self bedrieg deur Laban, wat die eersgeborene Lea versluier het en hom en haar gegee het as die bruid in plaas van sy beloofde geliefde Rachel. Jakob, die bedrieger van die eersgeborene, word nou self deur die eersgeborene bedrieg. Lea het haar hele lewe lank na haar man Jakob se liefde gesoek, maar sy was altyd in Rachel se skaduwee. Tog het die Here haar geseën met kinders, terwyl Rachel aanvanklik onvrugbaar was. Toe haar 4de seun gebore is, het Lea uitgeroep:
Hierdie keer prys ek die Here. Daarom het sy die seun Juda genoem. Hier vind ons 'n verandering in Lea se hart plaas. Lea soek nie meer die vervulling in haar man nie in sy aanvaarding en sy liefde nie, maar sy ontvang dit self by die Here. Uiteindelik is die Messias, Jesus Christus, ook gebore uit die nageslag van Lea, die eerstgeborene van Laban, uit die stam van Juda, haar 4de seun, sou die koning, die Messias, kom. Ruben, die eerste, het sy reg verloor, toe hy sy vader se bed onteer het. En Simeon en Levi, die volgende in die lyn vir die eerstgeboortereg, het hulle plek verbeur deur die bloedvergieting by die uitwissing van Sichem. Oor Juda het Jakob die volgende seën uitgespreek: die scepter sal van Juda nie wyk nie. Hierdie is die graf van Magpela. Dit is die graf wat Abraham gekoop het, wat al die patriarge in begrawe is, en dit is daar in Hebron. En oor die grot het hulle hierdie moskee gebou, en daarso is ek verskillende huisies, en al die patriarge is binne in so 'n hokkie, is daar nog gegraweer, en binne in dit is die reste. Lea, die eerstgeborene wat verwerp is, word die draer van die belofte. Wat ek hier wou sê, hoekom ek hier by Magpela is. Die Here kan self ons leiding gebruik om sy groot verlossingsplan te vervul. Soos Paulus skryf, ons weet dat God alles die goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. En uiteindelik is Lea begrawe saam met Jakob, daarso in Magpela. Dit is nie Rachel sy geliefde nie, maar die Here het besluit dat dit die eerstgeborene, dat dit Lea moes wees, wat saam met hom daar was. Terug na Bethel toe. Hoewel Lea verwerp word, is sy steeds die draer van die belofte. Sy deel die erfenis van die geloof en word saam met Jakob in die familiegraf by Magpela begrawe. Nie Rachel nie. Die Here se verbond met Jakob was die voortsetting van die belofte aan Abraham en Isak. En dit sluit die volgende aspekte in: die land Kanaan as erfenis, die nageslag wat so ontelbaar was, soos die stof van die aarde, en 'n seën vir alle nasies. Die Here se teenwoordigheid en beskerming. Hierdie belofte is nie net 'n land of 'n nageslag vir Jakob nie, maar die belofte aan die mensdom, dat almal die geslagte van die aarde geseën kan word, deur sy saad wat uiteindelik vervul sou word, deur Jesus Christus. Hier by die Jordaan het Johannes die Doper gedoop, en hy het aan al die volke en aan die volk en aan al die mense wat daar by hom was, het hy bekend gemaak dat Jesus, wat uit Lea gebore is, uiteindelik, het hy gesê, dit is die lam van God, die seun van God, deur wie die wet en die profete vervul word. Nadat Johannes die hemel geopen gesien het, en die Heilige Gees op Jesus neerdaal het, getuig hy, ek het hom gesien en getuig dat hy die seun van God is, maar ook die lam van God. Vanaf die Jordaan het Jesus toegegaan na Galilea, en hy het sy disippels bymekaar gemaak. En die eerste wat hy geroep het, was Andreas, die broer van Simon Petrus. Hy het sy broer gaan soek, en hy het met groot blydskap gesê, ons het die Messias gevind. En die dag daarna het Jesus daarso in Galilea vertrek, waar hy ook vir Filippus ontmoet het, en hom uitgenooi het om die Here te volg. Andreas, hulle was daarso in Bethsaida, en ek het net vir julle daar ook opgesit, dat julle kan sien hoe lyk Bethsaida vandag. Dit is die klein vissersdorpie van waar af hulle gekom het. Filippus was afkomstig uit Bethsaida, en hy vertel weer aan sy goeie vriend Nathanael, ons het hom gevind, van wie Moses en die wet en ook die profete geskryf het. Jesus, die seun van Josef van Nasaret.
Nathanael het nie net Filippus se woorde voetstoots aanvaar nie, maar hy het self die waarheid gaan soek. Daar, soos ons kan aflei uit die woorde, kan daar enige iets goeds uit Nasaret kom. Het Nathanael die woorde van Johannes die Doper gehoor, waar hy Jesus as die lam van God en die seun van God voorgestel het. Miskien het hy alles daar alreeds onder die vyeboom oordink waar Jesus hom gekry het. Nathanael was afkomstig van Kana, en Kana is 'n baie klein entjie net daar, so dis 4 tot 7 kilometers van Nasaret af. Dit hang af nou watter paadjie jy volg. En dit is verstaanbaar dat hy aanvanklik baie skepties was toe hy hoor dat die Messias uit Nasaret was. Jesus het self die verwerping ervaar. Ons kan maar net eintlik daaruit aflei dat Nathanael was uit nog 'n kleiner dorpie uit Kana en hy het net geweet, hoe kan daar ietsie kom uit Nasaret? En ons lees daar uit Markus 6, vers 4 tot 6. En Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. En hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê het en hulle gesond gemaak het. En hy was verwonderd oor hulle geloof. Daarop het hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer. Hier is die klein dorpie van Kana. Ek het maar net daardie afgeneem, dat mens nou maar net kan weet, dit is wel Kana self. En hierdie vers wat ek nou net vir ons hierso gelees het uit Markus, verwys vir ons dat die ongeloof die mense verhinder het, om die volheid van die Here se krag te kon ervaar. Waar geloof ontbreek, word alle seëninge ook beperk. Interessant dat Jesus sy eerste wonderwerk in Nathanael se dorpie Kana gedoen het, waar hy water in wyn verander het. En dit was 'n vooruitskouing dat hy die lam van God is, waar sy bloed sou vloei vir sy bruid, die bruidegom wat die sondes van die wêreld deur sy bloed sou wegneem. En hierso is Filippus argumenteer glad nie met Nathanael nie. Filippus het gekom en hy het gewys vir Nathanael, sien jy daar? Daar is die seun van God, daar is die Messias van wie almal praat. Maar Nathanael het hom nie dadelik geglo nie. Filippus kom nie om hom te probeer oortuig nie. Hy nooi hom slegs uit. Hy gee vir hom 'n eenvoudige uitnodiging. Kom en kom kyk vir jouself. Kom en kom sien self. Toe Nathanael naderkom, het hy verbaas gestaan oor die manier waarop Jesus hom gegroet het. Kyk waarlik, 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael was stom geslaan oor hierdie vraag. Van waar ken jy my? En Jesus openbaar aan hom sy alwetendheid en hy sê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy daar onder die vyeboom was, het ek jou gesien. En ek wil net vir elkeen van u vandag sê, al sit jy daar so en jy wonder miskien dalk, wie is die Here? Weet hy nog van my? Weet hy waardeur ek gaan? Die Here ken elke gedagte van ons. En hy weet waarmee ons besig is om te stry, ook hier in ons binneste. En ek wil net eintlik so saamvat wat ek in hierdie laaste paar oomblikke net gesê het, hierso van Johannes die Doper af. Johannes die Doper het gepreek daar by die Jordaanrivier. En miskien dalk was Filippus en Nathanael ook in daardie omgewing wat hulle gehoor het wat Jesus gesê het. En Nathanael het in sy hart, het hy daardie woorde oordink. En hy het daaroor gedink en hy het miskien dalk heimlik dalk gewonder vir 'n teken. Dat is dit regtig die Messias? En toe Jesus hierso met hom spreek en hy sê vir hom, hierdie is 'n Israeliet sonder bedrog. En ek het jou gesien daar onder die vyeboom waar hy miskien dalk daardie was miskien dalk maar sy binnekamer wat hy gesit het en hy alles bepeins het. Moet ons self nie ook die skrifte ondersoek en vra dat die Here ons oë sal oopmaak nie? As Nathanael maar bloot op die rabbi se leiding sou staatmaak, sou hy waarskynlik nooit vir Jesus gevolg het nie. Ander se vooroordeele en agendas sou hom verder van die waarheid af weggedryf het.
Nathanael het self gekom, hy het self kom kyk, hy het self gesien, hy het self geoordeel, en daardeur het hy 'n disipel geword. Hierdie kan julle kry in die stukkie van Desire of Ages. Dis 'n pragtige stuk oor hierdie hele verhaal van Nathanael, hoofstuk 14, as jy tyd het om dit miskien dalk te lees. En ek wil vir elkeen van u uitdaag om te sê, as jy nog verdere verdieping kort, vra vir die Here self en ontdek dit self en proe. Taste and see, the Lord is good. So is dit ook vandag met ons. Hoeveel mense word nie weerhou van die waarheid nie, deur die prediking van die rabbies nie. Hulle hoor net wat ander sê, maar hulle stel self nooit enige ondersoek in nie. En hulle word dan verblind, omdat hulle nie self kom kyk nie. Jesus nooi elkeen van ons steeds, kom en kom kyk. Soos 'n Filippus moet ons ook die goeie nuus met ander deel. Al aanvaar hulle nie die waarheid wat ons gee nie, moet ons vir hulle uitdaag. Ons moet nie argumenteer nie, ons moet hulle nie probeer regbewys nie. Ons moet hulle net uitnooi en sê, kom en kom kyk. Kom ontmoet Jesus self, want sy liefde sal hy aan hulle ook bewys. En so weet ons in Spreuke 11 vers 25, die siel wat seën word versadig, en hy wat laaf word self ook gelaaf. Soos Filippus, daardie woorde, kom kyk, kom ek sal jou voor aan die Messias. Ek kan nie dink hoe bly was hy, toe sy vriend Nathanael ook vir Jesus ontmoet het. Nathanael het Jesus as die seun van God, u is die koning van Israel erken. Ek wil dit net weer sê en dit net beklemtoon. Toe Jesus daardie woorde vir hom sê, Nathanael, ek het jou al daar onder die vyeboom gesien. Ek het jou daar onder die vyeboom gesit. Sê hy uiteindelik erken en hy sê, Jesus, u is die seun van God. Maar nie net die seun van God nie, u is ook die koning van Israel. Daar is 'n baie groot duidelike kontras wat ons sien hierso tussen Jakob en Nathanael. Jakob, die patriarg, die aartsvader, was van sy geboorte af bekend as 'n hakskengryper. 'n Bedrieër wat deur sy slinksheid sy broer se eersgeborene reg en sy seun ingepalem het. En eers na sy worsteling met die Here hier by die Jabbokrivier, ek vir julle daar probeer afneem, daar is soveel papiere wat daar lê, het ek dit maar probeer nie in die foto inkry nie. Maar dit is daarso wat hy met die Here geworstel het, wat hy verander het van 'n hakskengryper, 'n worsteling met mens, met sy broer, met almal wat om hom is, met Esau en met Laban, en hierso het hy begin worstel met die Here self. En die Here verander sy naam na Israel, die ene wat met God worstel, wat die betekenis dra van iemand wat met die Here worstel, maar nie net worstel nie, maar wat ook die seën ontvang. Nathanael, eeue later 'n seun van Israel, word deur Jesus beskryf as, hier is waarlik 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. En my kontras is hierso, Jakob die bedrieër, teenoor Nathanael, 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Net soos Jakob in 'n droom die hemel geopen gesien het, met die engele wat daarop op en af klim, sê Jesus self aan Nathanael, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien op en af klim, na die seun van die mens toe. Uiteindelik is Jesus self die leer, wat die hemel en die aarde verbind. Jesus, die koning op die wit perd, wat kom om ons te red. Soos wat Jakob gedroom het, en hy daai leer gesien met die engele wat op en af klim, so kom Jesus. Toe Nathanael hom erken as die koning, sê Jesus vir hom, jy gaan nog baie meer sien as dit wat ek net van jou weet, om te weet jy is 'n Israeliet sonder bedrog, en om te weet ek het jou gesien daar so onder die boom. Ek weet baie meer en jy gaan nog baie meer sien. As jy nou saam met my kom, sal jy die hemele sien oopgaan. Jy sal die seun van die mens sien. Jy het erken dat ek die seun van God is. Jy het erken dat ek die koning is. Maar nou sal jy dit fisies ook kan ervaar. Jesus is die koning op die wit perd. En ons lees, en ek het die hemel geopen gesien, presies daardie, soos wat Jakob die hemel geopen gesien het, en soos wat Jesus dit ook aan Nathanael gesê het,
lees ons hier in Openbaring waar Johannes sê, en ek het die hemel geopen gesien, en kyk, 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem, getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog, en in geregtigheid, en hy het op sy kleed en op sy heup 'n naam geskrywe, Koning van die konings, Here van die Here. En dit is presies in hierdie woorde wat Nathanael hom gegroet het en gesê het, Jesus, U is die Seun van God. Jesus, U is die koning. Nie net die koning van Israel nie, maar uiteindelik hier is hy ook, die koning van alle konings, die skepper en die Here. In die laaste tonele wat op die aarde afspeel, lees ons dat die hemel oopgaan. Net soos Jakob se droom en Jesus se belofte aan Nathanael, hier verskyn Jesus self, jammer, ek het nou verkeerde ene hier by julle. Kom ons gaan net terug daar na die wit perd toe. Verskoon. In die laaste tonele wat hier op die aarde afspeel, lees ons dat die hemele sal oopgaan. Net soos Jakob se droom en Jesus se belofte aan Nathanael, verskyn Jesus self. Hy is die fisiese leer, die koning van die konings, en hy kom in sy heerlikheid op 'n wit perd, as 'n simbool van sy oorwinning en van heerskappy. Sy naam is getrou en waaragtig, 'n herinnering aan sy karakter, en dat hy in en deur hom elke belofte sal vervul, ook elke belofte wat hy aan Jakob gemaak het. Hy is nie meer net die koning van Israel, soos wat Nathanael hom genoem het nie, maar hy is die koning van alle konings, die Here van die Here. Jesus kom terug na hierdie aarde, om sy bruid, sy kinders te kom haal, en ons weg te neem na 'n hemelse Kanaan. Met sy wederkoms vervul hy ook die eskatologiese beloftes, wat die Here aan Jakob gemaak het. En daardie beloftes kan ons weer saamvat, soos wat ons dit in die begin gelees het. Hy sê, hy kom en hy gee, soos wat hy vir Jakob 'n land beloof het, 'n Kanaan, gee hy ook aan ons 'n hemelse erfenis, 'n hemelse Kanaan. Hy het aan Jakob beloof 'n nageslag, so ontelbaar soos die stof van die see, die stof van die sand van die see, en die stof van die aarde en die sterre aan die hemel. En net so is die nageslag van sy bruid ook, so ontelbaar soos die stof van die aarde. Hy het vir Jakob gesê, ek sal almal deur jou seën. En so is ons ook die seën van alle nasies, omdat ons hulle sal lei na Jesus. En hy het gevra dat as die Here hom sal beskerm en sal voorsien, dan sal hy weer teruggee aan hom. Maar vandag kan ek en jy ook as deel van die bruid weet, en ons kan getuig van die Here se teenwoordigheid, van sy beskerming en van sy voorsiening deur ons hele lewe. En dan sê die Here weer vir ons, dit verseker ek vir julle, die woorde wat hy aan Nathanael gespreek het, julle sal die hemel julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien, op en afklim na die seun van die mens toe. Mag ek en jy vandag reg wees, met ons oë gerig op die hemele, op die woord van die Here, en die beloftes wat hy vir ons gegee het, dat ons in afwagting kan wag na sy koms. Een van hierdie dae sal die hemele oopgaan, en Jesus sal kom op baie wit perd, as die koning van die konings, die Here van die Here, om ons te kom haal, en om elke belofte wat hy gemaak het, vir ons te kom vervul, van seën, van voorsiening, en van beskerming vir ons. En ek wil net vir elke ene sê vandag, as jy hier op 'n plek is, wat jy voel, of jy soos Jakob, wat jy weghardloop van iets, en wat jy voel en waar jy moeg is, en waar jy kan lê en kan alles bepeins wat die Here sê, weet, hy het 'n belofte vir my en vir jou ook. Hy sê, hy kom eendag, amper, een van hierdie oomblikke, sal ons die hemel sien oopgaan. Amen. Kom ons sluit die oë. Liefdevolle Hemelvader, ek bid as daar enige een is wat moeg is en wat afgemat is en wat nie meer kans sien nie, bid ek dat soos wat ons nou hier na U uitreik, U elkeen sal aanraak en dan weer aan hulle verklaar
Die belofte soos wat U aan Jakob gegee het, soos wat U aan die kinders, soos wat U aan die bruid gee. En dat U sal sê, kom, ek kom weer. Ek sal vir jou dra, ek sal met jou wees, ek sal jou versorg, ek sal jou beskerm. En ek hoor jou, ek sien jou, vir alles wat in jou gemoed aangaan. Here, dankie dat ons weet, dat U daar is en dat U getrou is, en dat U woord altyd nakom. Ons bid dit in die naam van Jesus. Seën elkeen wat hier is. Amen.